Goeiemôre. Dis Woensdag, ons is in die helfte van die week. En gelukkig is hierdie week so 'n bietjie korter want ons het 'n vakansiedag en ek hoop dit gee jou so 'n bietjie krag en stamina om deur te druk en die beste van elke geleentheid te maak. Nou, almal van ons, maak nie saak wie is, waar jy bly en waarvandaan jy kom nie, het al iets begin en dit nog nie klaar gemaak. Iets begin wat jy dalk so 'n bietjie ore aangesit het en ja, of jy het 'n groot hap afgebyt en jy kan net nie die projek wat jy begin het klaarmaak nie. Dis iets wat vir jou te veel is of iets wat te groot is en ja, maak nie saak hoeveel krag jy bymekaar sit nie, jy kan dit net nie klaar kry nie. En elke oggend as jy opstaan dan sê jy, "Sjoe, vandag gaan ek hierdie projek klaarmaak." Ja, en die dag is verby en jy het dit nie gedoen nie. Of jy moet iets verf en elke dag verf jy so 'n stukkie en jy probeer daarom elke dag ietsie doen, maar jy kry hierdie projek net nie klaar nie. Daai onafgehandelde projekte. Ja, die dames sal weet waarvan ek praat. Daar iewers in die kas lê 'n halfgebreide trui of 'n halfgemaakte rok. Of ons as mans het iets begin restoreer, 'n stoel of 'n tafel en uit jou baas geraak of jy het 'n ou kar gekoop en jy sukkel om daardie kar klaar te restoreer. Iets wat jy begin het wat net nie klaar raak nie. En jy weet dat wanneer jy so 'n projek begin het en hom nie klaar gemaak het nie, dat jy baie keer so 'n bietjie belangstelling verloor. Jy het weggetrek met 'n puzzle en dan so in die helfte verloor die belangstelling en dan begin die stukkies wegraak en die partjies raak weg en later is dit nutteloos. Ek onthou toe ons klein was, het ek een van hierdie karretjies gekry wat jy so uit hout te mekaar moes bou met gom en baie moeite. En omdat dit te lank gevat het, het ek dit gelos en toe jy weer later lus kry, is van die partjies weg. Wat ek vanmôre vir jou sê, Filippense 1:6 sê dat die werk wat God in jou begin het, dit sal hy ook klaarmaak. Dis 'n mooi vers. Dit praat daarvan dat dit wat God in jou lewe mee besig is, sal hy klaarmaak. Miskien voel jy vandag asof jou lewe op 'n stilstand gekom het of jy net nie verder beweeg nie of jy geen hoop het nie. Hoor mooi, die werk wat God in jou begin het, dit sal hy klaarmaak. God sal jou nie halfpad los nie. God gaan jou nie half klaar los nie. Hy raak nie moeg vir die projek waarmee hy besig is nie. Hy raak nie uitgekeier of dit het hom nie baas geraak en die goedjies van jou is besig om weg te raak nie. Hoor mooi, dit wat God in jou lewe wil doen, die plan wat God oor jou lewe het, dit sal God klaarmaak. Hy sal dit volëindig. Die Bybel sê tot die dag dat Jesus terugkom. Hoor mooi, vanmôre wil ek hê jy moet bid voor jy die huis verlaat en sê, Here, die plan wat U vir my lewe het, wil U nie asseblief hierdie plan klaarmaak nie. Here, ek kan nie aangaan soos ek aangaan nie. Ek kan nie bly werk waar ek werk of dieselfde foute maak nie. Here, ek het nodig dat U die plan sal klaarmaak. Die psalmdigter het 'n paar keer in die psalms geskryf, dan sê hy, geen plan is vir God onuitvoerbaar nie. Wil jy nie vanmôre net jou lewe in die hande van Here gee en sê, Here, hier is ek. Maak asseblief klaar dit waarmee U begin het. Here, baie keer voel ons hopeloos en moedeloos as die lewe nie vir ons uitwerk soos wat ons gedink het nie. Maar Here, dankie dat ek weet dat die werk wat U in my begin het, dit sal U klaarmaak. Dankie dat ek meer as 'n oorwinnaar is. Dankie dat ek weet dat U is in beheer van my lewe. En dan lyk my lewe nou die mekaar. Here, U gaan alles uitsorteer. Amen.